oomblik van ons lewens kan besef dat ons vir U gemaak is. As ons maar elke oomblik van ons lewe besef, Here, dat ons nie sonder U kan leef nie. As ons maar kan besef dat U alles is wat ons nodig het. Ek wil vanmôre vergifnis vra, Here, dat ons so onbewus van U lewe, dat ons deur die dag aangaan asof ons self in beheer is. Dat ons deur die dag vir U soms doodgewoon ignoreer asof U nie daar is nie. Asof U niks met ons lewens uit te waai het nie en asof ons dit self kan doen. En daarom bid ek vanmôre, Vader, dat U met hierdie erediens kom doen wat U beplan het. Ek dink dit is, Here, om vir ons te laat verstaan dat U ons so onbeskryflik liefhet, dat U so relentless is in U liefde, so onversadigbaar, Here, om meer van ons te wil hê. Help ons deur die Gees, Vader, om vandag net iets daarvan raak te sien en iets daarvan te verstaan. Dat U enige iets in ons lewens sal doen om ons aandag te kry. Omdat U weet hoe U ons gemaak het en omdat U weet wat vir ons lewe in volheid sal gee en omdat U ons oneindig liefhet. Ek bid dat vandag in baie van ons se lewens dalk 'n keerpunt sal wees. Dat ek vandag dalk sal besef, wat is die waarheid? Here, nie oor iets wat ek sê nie, maar oor U. Omdat ek weet, ek kan niks doen sonder U. Ek kan nie eers preek nie, ek kan vir mense niks beteken as U dit nie doen nie. En daarom, Here, wil ek ook vandag terugstaan en stil wees, sodat U die werk kan doen. Al waarvoor ek bid, Here, is dat U Gees ons harte sal oopmaak. En ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons is besig met 'n reeks wat Leroy verlede week mee begin het. En ek gaan vandag met bewing voort, want ons preek oor teksverse wat ons mense ken en aanhaal, maar wat ons besef ons nie altyd weet wat ons sê as ons dit aanhaal. Wat deelte wat ons uitgestuur is Jeremia 1 vers 29 vers 1 tot 14. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek wil vir jou lees van vers 4 af waar die Here sê, so sê ek die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer is. Ek sal net nou in die preek weer daaroor sê, maar Israeliete was stout geweest, ongehoorsaam, en toe het ons julle onthou nog die preke vorige kere oor die straf van God. As jy nie onthou nie, kan jy dit gaan lees, dis nog op YouTube en al die ander platforms, dat die Here nie vir jou straf om jou seer te maak, hy straf jou nie meer, hy dissiplineer jou,
juis oor dit wat ek in my gebed gesê het, omdat hy weet, jy kan nie sonder hom lewe nie. Hy het jou so gemaak, en daarom, omdat hy jou baie lief het en jou by hom wil hê, sal hy enige iets doen om jou by hom te kry, en daarom het hy ook vir Israel in ballingskap laat wegvoer. Hy het dit nie laat gebeur nie, hy het dit laat doen, hy het dit gebied dat dit moet gebeur. Die ballingskap beteken dit, hulle het na Babel toe gegaan, 'n vreemde plek waar het nie vir hulle lekker was nie, waar alles nuut was, die omstandighede was nie vir hulle so positief nie. En in vers 5 sê die Here vir hulle, ek vra vir julle, vertrou my so baie met julle toekoms, dat julle huise bou vir julleself in die vreemde land en daarin gaan woon. Lê vir julle tuine aan en eet van die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet in Babel baie word, nie min nie. En dan vers 7 wat ek dink my aangespreek toe ek die eerste keer nou hierdie week weer gelees het of verlede week, ook in ons omstandighede met die ANC en al die ander goed hier in ons land, sê hy bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid vir my, bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. 'n Ander vertaling sê, as dit met die stad waarin jy bly, hulle is 'n vreemde stad en 'n vyhandige stad en 'n stad vol stories en potholes, as dit met die stad goed gaan, dan gaan dit ook met jou goed. En daarom moet jy die belange van die stad waarin jy bly bevorder. Maar dit vra commitment. Dit vra commitment aan die woord van die Here. Dit vra om te glo wat die Here in sy woord vir ons sê. Om die Here letterlik op sy woord te vat, soos wat jy baie keer mense, die nuus, al die mense wat jy hoor op hulle woord vat. Hy sê in vers 8, moenie dat die profete en die waarsêers daar by julle mislei nie, en daar's so baie van hulle in ons land op hierdie stadium, wat allerhande goed sê, behalwe wat die Here sê. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Moenie hoor, luister na wat jy graag wil hoor nie. Luister na die woord van die Here. Wat dalk soms nie is wat jy wil hoor nie. En dan kom vers 11, 12 en 13. Ons ken meerendeel as vers 11 wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Nou is my so ongelooflik mooi. Ek wens baie van julle het ook Hebreëus en Grieks op julle rekenaar kon 'n bietjie werk. Ek ken dit nie so goed nie, maar daar's geweldige elektroniese hulpmiddels wat 'n mens help. En die oorspronklike vertaling sê, in die verwagting sê wat vir ons expected end gee, 'n verwagte einde. En die ongelooflike van dit is die vertaling, die woord vir verwagte einde, expected end, is 'n tou. 'n tou. So die Here sê, hy gee vir ons 'n tou om aan vas te hou, sodat hy ons kan trek na die verwagte einde toe, na hom toe. En dan vers 12, ons hou gewoonlik by vers 11 op, want dit klink goed op ons ore. Vers 12 sê dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan van my wil ken, en julle sal met julle hele hart daarna vra. Ander vertaling wat ek eerder wil gebruik is, sê die Here, soek my met julle hele hart, en julle sal my vind. Vriende, dis soms vir my vroukie Marike maklik om met my getroud te wees. Ek hoop meerendeels van die tyd. En ek sê dit voor julle dat sy nie kan teepraat. Maar daar is tye, seisoene,
omstandighede waar dit minder maklik is. En die dag toe sy vir my ja gesê het sy eintlik nie 'n klou gehad waarvoor sy alles ja sê. Dis nie net vir my nie. Dit geld vir ons almal. Ek is 'n kind van Dries en Betty Lou, en daar kom 'n geweldige klomp generasie bagasie saam met my, in die hele pakket. Daar kom lewensvoorskrifte, daar kom goed van my oeroupas en my oeroupas af, wat in my ingegroei het, en sy het dit nie geweet. Ons het mekaar 8 jaar geken voor ons getroud is. Goed geken. Ons goeie vriende. En tog het sy nie alles geweet. En ek het hier in my notas gesê, take note. Praat ek gou met die jonger geslag hier onder ons, die jonger mense. Take note. Moenie te vinnig die ring aansit nie. Leer mense ken. Leer die een ken met wie jy wil trou verlang. Ek het altyd vir my kinders gesê, vat hulle in verskillende omstandighede en kyk hoe jy en sy saam reageer in daai omstandighede. Toe Marika vir my ja gesê het, die eerste ja, het sy ja gesê, en ek lees in haar in, want ons is almal so, het sy ja gesê oor die voordeel wat sy gedink het, sy gaan kry. Sy sê baie keer, my pa was 'n boer, en sy dink baie keer, sy gedink sy gaan die plaas kry, en toe kry sy net 'n ou bil. Maar as jy vir iemand ja sê om te trou, dan dink jy aan die voordeel wat jy sal kry. Jy dink aan dit wat jou lewe beter sal maak, dis hoekom jy trou. Sommige sê gelukkiger, die ander moet ons gelukkiger maak, as ander goed ook wat jy kan verwag. So die eerste ja is 'n ja oor voordeel. Jy sê ja oor dit wat jy dink jy gaan kry, wat jou lewe beter gaan maak. Jy gaan beslis nie trou as jy dink dit gaan slegter wees nie waar nie? Wel, as jy dit doen met jou kop laat lees, dan is jy mal. Maar die huwelik het ongelukkig ook altyd 'n tweede ja, wat dalk heel wat later kom. Want jy ontmoet die mense wat deel is van die pakkie, van die mens met wie jy trou. En jy leer al meer van hulle ken, en jy wil hulle al beter ken. Jy leer jou skoonma op 'n ander manier ken. Ek noem haar eerste, maar ek gaan niks verder sê daarvan nie. Want jy leer ook vir oom Daan, en jy leer ook vir oom Pieter, en vir tannie Sini. Jy leer almal wat in die pakkie is. En dan dink jy soms vir jouself, wat het my besiel om met hierdie een te trou? En dan is dit tyd vir 'n tweede ja. Met die eerste ja sê jy ja oor dit wat jy dink jy gaan kry. Met die tweede ja sê jy ja oor dit wat jy nie gedink het nie, maar wel gekry het. So die tweede ja gaan oor 'n verbintenis, 'n commitment, om te sê, ek is nou hier. Ek maak die beste van die situasie, en hier sal ek bly, come hell or high water. Dis die commitment. Hoor jy die verskil tussen voordeel en verbintenis? Dis 2 V's wat jy kan onthou. Hoekom ek dit nou alles gesê het, die eerste ja vir God is Jeremia 29:11. Die voordeel wat jy kry. Die Here sê vir jou,
ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Dan dink jy, wow, dit klink great, nee. Ek is in. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Wat jy mooi gesien, dat die Here sê, ek weet, en as die Here sê, ek weet, dan beteken dit nie, ek en jy weet nie. Want Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, die Here se gedagtes is hoër as die hemel van ons en af. Ons kan nie alles verstaan nie. Ons dink ons verstaan, maar ons kan nie alles verstaan. As die Here sê voorspoed en die teenspoed 'n verwagting, dan dink ons weet. En ons sê, Here, dit klink lekker, ek is in. Ja, hier kom ek. Maar ons weet nie. Ons weet nie. Dis hoekom Jeremia 29 vers 11 so gewild is, want dit gaan oor die voordeel wat ons kan kry. Kyk, ons moet vir mekaar sê, die sonde het ons gevang, en ons gaan waar ons voordeel kan kry, want dit gaan hoofsaaklik vir ons oor ons eie belange. So as ons hoor voordeel, dan sê ons is in. As ons hoor wat ons kan kry, dan sê ons, yes, ek is in. Maar as ons moet sê wat ons gee, dan dink ons 'n tweede keer. Reg deur die Bybel is daar baie keer die tendens, en ek het dit nogal baie gelees en bestudeer, dat mense wat aan die Here oorgegee is, oortuigde Christene, oortuigde gelowiges, altyd hierdie verbintenis gemaak het van die tweede ja. 'n verbintenis. Habakuk is die eerste voorbeeld wat ek vir jou wil sê, waar Habakuk gesê het, ek weet nie of julle die teks ken nie, Habakuk het vir die Here gesê, Here, al sou die vyebome nie bot nie, al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer, en al sal daar geen kleinvee in die kampe wees nie, en geen beeste in die beeskrale nie, al kry ek niks uit hierdie deel nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Dis die verbintenis wat die Here van my en van jou vra. Nogtans. Party vertaling sê ten spyte van. Abraham het alles gelos en 'n vreemde toekoms ingegaan wat hy nie 'n klou van gehad het nie, maar hy het dit gedoen. Die disippels het die Here gesê, kom ek maak julle vissers van mense. Hulle het sê, wow, dit klink wonderlik. En die tweede jaar het die Here gesê, julle gaan doodgaan. Die geloofshelde waarvan jy lees in Hebreërs 11, en ek sê baie vir julle daarvan, ek het dit gerus gaan lees, die hele hoofstuk 11 is, daar staan, daar's party van hulle wat gemartel is, daar's party van hulle wat hulle lewe lank gehoop het om te kry wat beloof is, en dit nooit gekry het nie. En nogtans het hulle bly glo. Want dis uiteindelik die kern van geloof. Die tweede ja vir God is 'n verbintenis. Maar om te glo soos al hierdie geloofshelde, om net te kan aangaan is alles teen jou, beteken dat jy die Here moet ken en vertrou. En daarom is die vraag vandag wat ek voor jou wil sit op hierdie stadium, vertrou jy die Here steeds, al verstaan jy nie sy plan nie. Al loop alles in jou lewe skeef. Is jy steeds in, al gebeur dit wat jy verwag het glad nie. Want jy sien, dis hier waar Israel in Jeremia, waarvan Jeremia ons vertel, die fout gemaak het, of bietjie dit verkeerd verstaan het.
Hulle het verlang nie gekry wat hulle verwag het. Miskien die Here verkeerd verstaan, ek weet nie wat als nie. Toe los hulle hom. Sê hulle, as jy nie vir ons gee wat ons wil hê nie, dan los ons jou. Toe loop hulle agter ander afgode aan, hulle is ongehoorsaam, hulle doen nie wat die Here vir hulle vra nie. En toe laat die Here hulle swaar kry, nie om hulle te straf nie, om hulle nader te kry, om hulle tot hulle sinne te laat kom. Ek het nou die voorbeeld vir iemand genoem, jy het jou kinders lief, veral as hulle so klein is, ek weet nie later of dit weer so waar is nie, maar as hulle so klein is, het jy hulle verskriklik lief. En as jy vir jou kind sê, moenie jou vinger in 'n plak druk nie, jy gaan skok. En hy luister nie vir jou nie, en hy gaan aan mekaar plak toe, en jy moet hom voeter, en jy moet hom raas, en al sulke goede, tot jy op 'n dag besluit, nou moet jy seer kry, maar dan gaan jy luister. En dis min of meer, as ek dit reg verstaan, die trant waarin ek glo die Here ook dink, want die Here los ons nooit nie. Hy is relentless agter ons aan. Hy is onversadigbaar daaroor dat hy ons naby hom wil hê. Dis hoekom hy ons gemaak het. Wie van julle onthou nog Handelinge 17:27? En ek preek nou baie keer daaroor. Handelinge 17:27 wat sê, hy het ons gemaak om hom te soek. Julle beter maar die versie leer, want ek gaan dit nog baie gebruik. God het ons gemaak om hom te soek, nie sy voordele nie. God het ons gemaak om hom as persoon nodig te hê en by hom te wees. Hy het ons gemaak vir 'n verhouding. Hy wil nie 'n vending masjien hê, waar jy as jy 'n nood het, na die masjien toe gaan en geld insit en knoppies druk en daar kom goed uit nie. Hy wil self nodig wees. Baie van ons, en miskien is ek een van hulle, verstaan nog steeds nie hoe 'n huwelik werk nie, want ons glo nog steeds dis die vending machine model. En as jou maat sien as 'n vending machine, sal jy nooit ware huwelik beleef nie, ware huweliksgeluk nie. Dit gaan oor 'n verhouding. As jy tieners het of gehad het, sal jy dalk beter verstaan, en tieners, ek haal julle nie uit nie, ek is baie, baie lief vir tieners, met al hulle geite, maar ek het al baie vir julle vertel van my eie kinders ook. Toe hulle tieners begin raak, het hulle so bietjie weggestaan van my af, hulle eie dinge gedoen, hulle was meer met hulle maats besig, en met hulle ander goed as met ons, en dis vir ouers sleg. Maar in tieners se lewens is dit normaal dat hulle so is, dat jy hulle 'n bietjie kans gee, om spasie gee, om hulle self te vind en hulle self uit te woed. Hulle kom later weer terug. Maar by God is dit anders. God wil nie hê jy moet onafhanklik van hom lewe nie, want hy het jou gemaak vir 'n verhouding, en omdat hy jou liefhet, weet hy dat jou lewe doodgewoon net nie gaan werk as jy nie in 'n verhouding met hom lewe nie. Jy gaan allerhande vrae hê, jy gaan dink jy kan dit self doen. Maar dit gaan nie werk as jy nie in 'n verhouding met hom leef nie. En daarom vra God van ons 'n tweede ja. En daarom moet jy nie net Jeremia 29 vers 11 lees nie, jy moet ook verder gaan, jy moet ook 12 en 13 lees, en 12 en 13 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, julle sal my aanroep en bid, en ek sal na julle luister, en as julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. Sien jy dat die Here sê, soek my, nie soek wat ek jou kan gee nie, soek my. En dis God se plan. Dis God se plan vir jou. Om hom te soek,
om naby hom te leef, om na hom te smag soveel as wat jy kan. Nie net die voordeel nie, maar God self. En ek het baie gebid en ek bid vandag weer voor julle. Ek praat nou met die Here terwyl ek hier staan, dat jy iets van hierdie waarheid vandag sal begryp. Dat dit is waaroor jou lewe saam met God gaan, om 'n verhouding met hom te hê. 'n lewende verhouding. God se plan is nie iets nie, dis hy self. Dis gemeenskap met hom, vertroue in sy karakter. Moenie net sy voordeel soek nie, maak 'n verbintenis. Want as jy een is met God, as jy heeltyd in jou lewe vir God soek, het jy alles wat jy nodig het. As jy een kan wees met God, het jy 'n 24/7 companion, wat jou lewe in stand hou. Dis wat die Here vra van jou. Dis God se plan. Hy gee homself. Kolossense 2 vers 9 is 'n baie moeilike vers in jou Bybel. En ek sal nie sê ek verstaan dit heeltemal nie. Maar luister mooi wat dit sê. Dit sê die volheid van God is liggaamlik in Christus teenwoordig. Met ander woorde, Christus is vol van God, omdat Christus deel is van die drie-eenheid. Dis nie wat ek vir jou wil sê nie. Die volgende wat ek vir jou wil sê is, hy sê in Kolossense 2 vers 10, en as julle een is met Christus, deel julle in sy volheid. Volheid is die Engelse woord complete, dis die Griekse woord pleroo, en dit beteken om oor te loop. Pleroo in die Engels beteken superabound, om meer te hê as wat jy nodig het, as jy een is met Christus. Die boodskapvertaling sê, omdat julle in 'n hegte verhouding met Jesus staan, kry julle weer by God alles wat julle nodig het. Hy sal sorg dat julle niks kort kom nie. God se plan vir en met ons is nie iets wat hy jou wil gee nie. Is hy self. En as jy hom het jy shalom. Dit is eintlik 'n woord wat beteken heelheid, om niks te kort nie. En vanmôre het die Here op my hart gedruk om vir jou te sê, shalom beteken hemel op aarde. Dis shalom. En dis wat die Here vir jou sê. As jy een is met hom, sal jy shalom hê. Jy sal alles hê wat jy nodig het. Jy hoef nie elders te soek nie. Jy het net vir God nodig. Ek het vir die Here gevra om vir my 'n beeld te gee van wat ek vir julle kan saamgee om te probeer verduidelik wat ek verstaan daaroor, nie dit te sê dat ek dit reg verstaan nie. Toe is my eerste gedagte my tablet. Julle almal ken 'n tablet. Ek hou daarvan om boeke te lees, storieboeke, wanneer ek met Dion Meyer, wanneer ek met vakansie is, dan lees ek sulke verhale. En ek probeer nogal baie lees, want dit laat my ontspan. Nie altyd so baie lees nie, maar dat is baie goed wat ou moet doen, maar baie keer kan ek nie voor die tyd besluit watter boek wil ek lees nie, dan vat ek 'n klomp boeke saam. Omdat ek baie lees, wil ek 'n klomp boeke daar hê, sodat ek die een klaar as ek die ander een kan begin. Maar om 'n klomp boeke saam te vat, weet jy vir jouself, vat plek, so dan moet ek altyd 'n ekstra tassie saamvat om al my boeke in te vat, en toe koop my kinders vir my 'n tablet. Ek weet nie of baie van julle weet hoe werk 'n tablet nie, ek het ook nie geweet nie, maar op hierdie tablet kan ek boeke aflaai uit die internet, en ek kan 15, 20, 30 boeke op my tablet hê. En as ek met vakansie gaan, hoor mooi, het ek alles wat ek nodig het. So sê die Here vir jou, hy is alles wat jy nodig het. As jy in verhouding met hom leef, het jy alles. Dan is jy kompleet.
dan het jy shalom. En ek weet, dit klink vir mense snaaks, as jy dit nie elke dag belewe nie. En ek wil nie oor myself praat nie, maar ek wil net die volgende paar sinne vir jou sê. En ek breek nie daarmee net omdat ek gebroken is wat ek het moet doen. Ek maak baie erns met die Here. Ek bemoei my met die Here. Ek vra alles vir hom. Ek gaan na hom toe as ek bang is, ek gaan na hom toe as ek bekommerd is, ek gaan na hom toe as ek 'n situasie moet hanteer wat ek nie kan nie. Die mense by die kerk weet al, as hier 'n krisis is, moet hulle nie verwag dat ek dadelik opdaag nie. Ek sit eers vir ure by die Here voordat ek dit hanteer. Tot spyt van hulle, want hulle wil dit vinnig hanteer. Ek het 'n beleid in my lewe, ek move nie as die Here nie move nie. Tot spyt van baie ander mense. En ek breek nie daarmee nie, ek sê dit om jou aan te moedig, ek is so gebroken, ek kan letterlik niks sonder die Here en ek wil ook nie, ek het dit geleer in my lewe. Niks nie. En God het my nog nooit teleurgestel. Want weet jy wat gebeur, en ek het nou nie voorberei om dit te sê nie, ek hoop dit kom reg uit. As ek vir hom iets vra en hy gee dit nie vir my nie, en ek dink ek het dit nodig, dan verander hy deur sy gees my binnekant en my ingesteldheid so, dat ek later voel ek kan sonder dit klaar. Want God is alles wat ek nodig het. As daar teëspoed in my lewe kom, en ek bid en ek sê, Here help, en die Here help nie, dan weet ek, die Here het iets anders in gedagte. Dalk werk hy aan my. Dalk moet ek groei. Dalk moet ek verander. Letterlik nog nooit het die Here my teleurgestel nie. Ek is compleet in die Here, superabound, meer as wat ek nodig het. Nie dat ek in 'n volmaakte lewe leef nie. Hoe nader ek aan die Here leef, hoe minder effek het die wêreld en ander mense en goed wat ander mense sê op my. Want in die Here is ek compleet. En jy weet, dit geld vir jou ook. Ek is nie sy witbroodjie nie. Dit geld vir jou ook. As ek op my ouderdom, 35 jaar in die gemeente, 35 jaar met mense, oor die 60, wil ek vir jou vandag sê, as jy kan ontdek, dat God alles is wat jy nodig het, het jy die geheim van die lewe ontdek. Jy sal nooit weer terugkyk, never. Want dan het jy alles. Die tweede ja vir God is om te sê, Here, al sou daar niks gebeur, al sou nie een van u beloftes in my lewe waar word nie, nogtans sal ek u volg, want ek weet, in u het ek alles. Ek is compleet. Daar's baie mense, baie huwelike, waar mense nooit op die punt kom om die tweede ja te sê nie. En dan mis jy big time. Daar's baie mense wat nooit op daai punt kom om vir God die tweede ja te sê nie. Nogtans
En dan mis jy big time. So my vraag wat ek wil afsluit vandag. Het jy al die tweede ja gesê? Het jy al vir God gesê, ten spyte van alles, hier is ek om te bly. Kom ons sit vir 'n oomblik in stilte voor die Here. Jy sê, Here, ons is hier vir U. Soos die lied aan die begin gesê het, alles kan wag. Ons is nou by U. En in hierdie oomblikke wat ons by U sit, Here, wil ek bid dat elkeen wat hier sit, U Gees sal beleef. Dat ons die aanraking sal beleef. Dat die Gees ons so vol sal maak van Uself. Dat die Gees hierdie bonatuurlike kennis en wysheid in ons harte sal instort. Sodat ek kan weet en almal kan weet hier rondom my. In U is ek kompleet. En ek bid dit vanmôre in die naam van Jesus Christus, wat nie teruggesteier het om ook die tweede ja vir U te gee. Al het hy in Getsemane gesê, Here, laat hierdie kruis by my verbygaan, het hy gesê, nogtans. En daarom is ons vandag hier. Motiveer vir ons, spoor vir ons aan deur die Gees, om ook vandag, as ons nog nie het nie, vir U die tweede ja-woord te gee. En ek bid dit in Jesus se naam.